ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 278. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Dis 'n moed, dis 'n moed, dis 'n moed. 25 jaar van my lewe net in navorsing van daai boek. Sy gelyke is daar nie. Nie in Afrikaans nie en nie in Engels nie. Die naaste aan hom is seker die Engelse een wat ek geskryf het. The Two Keys to the Book of Revelation. So kom ons, ja, ek dink sy titel is The Revelation of the Book Revelation. Nou kan ek self nie dink nie, maar kom ons noem dit The Revelation of the Book Revelation, wat gebaseer is op The Two Keys of the Book Revelation. Maar als oor die boek Openbaring. Eindtyd, eskatologie. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na 'n reeks kyk of luister, uiters belangrik, gaan na deel 1, begin reg voor, het 'n magdom inligting gemis. Baie noodsaaklik dat u sal inteken op die YouTube kanaal, sodat u ook al die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is. Ek wil ook sê, moenie nalat om na ons Engelse reeks te kyk, die hoor. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisses, is lewensverandering. Skryfblokpen in 1933 Bybel is 'n moed. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, die lelie van die dale, die blinke môre ster, die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega, die wat ek is. Dankie vanmôre dat ons kan u al die titels noem. Die roos van Sharon. Ons kan u al die mooiste titels noem. Maar dit vergelyk nie met u naam nie. Die naam Jaffa. Baie dankie vanmôre dat ons as Jaffiste in die bonatuurlike geopenbaarde waarheid nie kan lewe nie, maar elke dag wandel. Dat dit vir ons geword is soos wat suurstof vir ons liggame is om te funksioneer. Sonder die geopenbaarde woord kan ons dit nie maak nie. Seën vanoggend se woord, Vader, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en gedagtes rondom dit wat u wil hê ons moet doen om die koninkrykswerk te bevorder. Lei en leer u ons deur die Ruach. Hou ons vas, geef ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike ore om te hoor wat u met ons wil deel. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam Jaffa, die naam bo elke ander naam. En die Jaffiste sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Wat 'n wonderlike voorreg om net elke oggend by mekaar te wees. En weet jy wat, dit is nie net 'n roetine ding nie. As hierdie 'n roetine ding moet word, dan stop ek dit dadelik. Hoekom? Because then we're wasting our time. Maar ons kry soveel terugvoering van die ontbytreekse, wat mense sê, prof, dis pitkos vir ons. Ons lewe vir die ontbytsessies in die oggende. Ons gee aan Jaffa al die eer, halleluja. Is natuurlik wat jy insit, is wat jy uitkry. Het jy dit geweet? En ek praat nie van wat jy insit, wat jy uitkry nie. Nee, het is die toewyding, as jy insit, gaan jy iets uitkry daaruit. Maar as jy maar, as jy ontbyt sê, jy, ag, ek het 'n bietjie tyd, kom ek, nee, as jy dit met jou hele sielsdimensie doen, in jou wese, dan gaan dit vir jou werk. Die boek Spreuke
Die boek Spreuke sê in vers 19. Hy sê dit is beter om nederig van gees te wees, saam met die verootmoediges. Wie is hulle? Die bruid van Jafashua. Dit is beter om nederig van gees te wees. Nou daai gees is met 'n klein g geskryf in jou 33 Bybel. Kyk al. Hoekom? Want dit het niks te doen met die Ruach HaKodesh nie. Want dan sal dit 'n hoofletter G gewees het. Het is beter om nederig van gees te wees. Onthou, ek het al vir julle voorheen gesê, ons het elkeen ons eie gees, wat niks anders is as my eie persoonlikheid nie. My eie mens wees. So, dit is beter om nederig van gees, nederig in myself te wees. En eergisteroggend het hy gesê, ons moenie hoogmoedig wees nie, want dis wat Satan tot sy val gebring het. Ons wil ook nie net saam met die hoogmoediges verkeer nie. Dit is beter om nederig. Ek wil daai nederig verander en sê sagmoedig. Wat sê Psalm 1? Die skrif kom nou net by my op. Sê is op die notas. Wat sê Psalm 1? Weet jy? Hy sê welgeluksalig is die man en die vrou wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. En nie wandel in die weg van die sondaars nie. Maar sy behaas in die woord van Jahwe. En hy en sy oordink die woord van Jahwe dag en nag. Hulle sal wees soos bome wat geplant is by waterstrome, wat hulle vrugte op hulle tyd gee en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hulle doen, voer hulle voorspoedig uit. So is die weë van die goddeloses nie, maar soos kap wat die wind wegwaai. Welgeluksalig is hy en sy, wie wandel in die weë van Jahwe, die Almagtige. Halleluja. Het is beter om nederig van gees te wees, om in nederigheid en opregtheid in die weë van Jahwe te wandel. So met ander woorde, wanneer ek sê ek is nederig van gees, dan het ek nie, en ek gaan dit nou in Afrikaans moet sê, 'n attitude wat skrik vir niks nie. Verstaan jy wat ek sê? Nee, my gees is onderworpe. My gees is geonderwerp aan die Ruach HaKodesh. Gees, as ek dit so kan sê. My wil, my gees, my persoon is geonderwerp aan die wil van Jafashua. My gees, my wil is geonderwerp aan Jahwe. Aan die volëinder van ons geloof. Hy wat ons leer en ons lei in alle reg en waarheid. My gees is onderworpe aan die Ruach HaKodesh, wat my leer en lei in alle reg en waarheid. En as daar enigiets in my lewe is wat net lyk of dit die wurmpie wil kop uitsteek, dan druk die Ruach hom dood. Sê hy, wat soek jy? En dit is wat belangrik is. Dit is beter om nederig van gees persoon te wees. En saam met die ootmoediges. Dis nie armsalig as die ootmoedig beteken nie armsalig nie. Ootmoedig meen hulle wat opreg is van gees. Wat hulle gees is ook onderworpe aan die Ruach. Is dit nie dat die woord sê, hoe lieflik is dit, wanneer broers en susters saam woon nie? En dit beteken nie wanneer jy bly by mekaar intrek, sonder om getroud te wees nie, asseblief, dis wat hy sê nie. Nee, wat doen ons? Ons woon saam, ons bly saam.
Ons het elke oggend 'n afspraak om te kuier. Hoe lieflik is dit wanneer broers en susters, Javiste en bruid by mekaar kan kom om woord te deel. Ons kry soveel terugvoering van mense wat al jare die ontbyt ontdek die waarheid van die Bybel, die ontbytreekse volg. En sê prof, elke dag stuur ek uit na 10 mense toe. Elke dag. En daai mense, hulle stuur dit weer uit na ander toe. So ek en u het nie 'n idee waar val die saad nie. Dit mag voel, dit het 'n tradisie geword het. Nee. Ons wil saam wees met die nederiges van gees. Ons wil ons vereenseldig met hulle wat sê dat hulle ootmoedig is, dat hulle deel van die bruid van Javashua is en Javiste is. Hy sê dit is beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges is die bruid, as om by te verdeel met die trotsaars. Trotsaars, hier kom het nou weer uit, die ouens met die attitude. Daai ouens wat dink net hy kan, dis net hulle. Dis al wat dit is. Nee. Java behoed ons dat ons as Javiste nooit trots word nie. Want as jy trots is, gaan jy val. En dis nie altyd lekker om te val nie. Halleluja. Ons wil eerder nougeset lewe in die bonatuurlike geopenbaarde woord. Hy sê in vers 20, wie ag gee op die woord. Daai woord is 'n hoofletter woord. Dit is die bonatuurlike woord. Halleluja. Wie ag gee? Wie is daai wie? Dis die bruid. Dis die Javiste. Dis ons. Ons wie ons nie skaam om te sê ons is Javiste nie. Ons wie nie skaam is om in 'n winkelsentrum of waar ook al die evangelie uit te dra nie. Ek dink aan iemand spesifiek, Suster Monica, dis pastoor Kobus se een van ons pastore se vrouens, Suster Monica. Kyk, sy is so skerp soos 'n menorah blyd. Sy gee nie om of sy in die slaghuis is nie. Sy gee nie om of sy in die apteek is nie. Of sy petrol in die kar sit nie. Sy gee niks om waar sy is nie. Sy saai die evangelie waar sy kom. Ek wonder hoeveel van u ken Bismarck Du Plessis en Jannie Du Plessis, as ek hulle name noem. Bismarck Du Plessis, Jannie Du Plessis, julle wat bietjie iets weet van rugby af en hou van rugby sal weet, hulle was van ons Springbokke gewees. Bismarck Du Plessis was die hakker en Jannie Du Plessis was die voorryman. Maar Jannie Du Plessis was nie net Jannie Du Plessis nie. Iets wat baie min mense geweet, hy's dokter Jannie Du Plessis. In die tyd wat hy rugby gespeel het en wat ook al, voor die tyd al, het hy homself gekwalifiseer as 'n mediese dokter. En jy sal nie glo nie, wie is Suster Monica se GP, se dokter? Dr. Jannie Du Plessis. En sy het nou al hoeveel keer my vertel, prof. Hy weet alles van die name. Want as hierdie tannetjie daar instap by hom, met wat is siekte of skeet of wat ook al, dan kry hy evangelie. Hy weet hoe werk die geopenbaarde name. Nou hoekom sê ek dit so? Want hy sê, wie ag gee op die woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord, sal die goeie vind,
En die mense daar buitekant kan nie die goeie vind nie, die ewige lewe nie. Hulle kan nie die gawe van die ewige lewe vind, as ek en u, wie in die bo-natuurlike geopenbare woord, gefondeer is, waaruit ons funksioneer, waaruit ons lewe, waar die fontein van nuwe lewe is, wat uit ons binneste opspruit. As ek en u nie hierdie woord uitsaai na mense daar buitekant nie, hoe sal hulle weet? Apostel Paulus kom, hy sê, hoe sal iemand weet as ons hulle nie sê nie? Kan nie, Suster Monica, ek salute jou. Die ander susters, ek salute julle. Die pastore, daar's pastore wat susters is, pastore vroues en daar's is die pastore se vroues, almal is besig. Almal, maar ek dink spesifiek aan Suster Monica, wat nie omgee vir wie sy die evangelie gee nie. Sy sê, prof, wat hulle moet dit doen, bly hulle saak. Maar ek het gedoen waarvoor Jaffa my geroep het. Hoe sê jou pastoor Kobus, hy sê, prof, partykeer skud ek net my kop so, maar ek laat haar gaan, want dis haar bediening. Nou kom die woord sê, en ons gaan môreoggend verder praat oor vers 20, wie ag gee op die woord, sal die goeie vind. Met ander woorde, ons wat die woord saai, die Bybel sê, die arbeider is sy loon werd. Nou kom ons soek 'n geleentheid vandag om woord te saai. Maak nie saak of jy 'n dokter of 'n professor is, of jy 'n advokaat is, of kom ons gee vir hulle die woord. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.